The Lord my provide. He can do. He can do anything. He will provide for you. His name is Jehovah, the Lord my provide. He can do anything. He can do anything. He will provide for me. His name is Jehovah, the Lord my provide. He can do anything. Oh, he can do anything. He will provide for you. His name is Jehovah, the Lord my provide. Anything, 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 He will provide for you. His name is Jehovah, the Lord my provide. Anything, 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 He will provide for me. His name is Jehovah, oh, the Lord my provide. Anything, anything, He will provide for you. His name is Jehovah, the Lord my provide. Anything, anything, He will provide for you. His name is Jehovah, the Lord my provide. He can do anything. He can do anything. He will provide for you. His name is Jehovah, the Lord my provide. He can do anything. He will provide for you. His name is Jehovah, the Lord my provide. His name is Jehovah. His name is Jehovah Jireh. He's our provider. His name is Jehovah. He's the Almighty Jesus, the Lord. His name is Jehovah. The Lord my provider. Hallelujah. Thank you, Anything, Lord Jesus. Jesus. Dankie, Here. We worship you, Lord. Verheerlik U soete naam. bless your name, Halleluja. Lord Dankie, Jesus. Here. Thank you, Jesus. Hallelujah. Vader, dis in hierdie oggendure wat ek stil word voor U aangesig, omdat U vanoggend God is en U is groot van genade en barmhartigheid. Ek wil bid, Here, dat U my vanoggend sal bereik,
Wanneer ek vanoggend, Here, voor die kerk van die Here staan, voor die gemeente van God wil ek bid, dat U my vanoggend sal wegvoer, dat ek vanoggend nie gesien sal word as mensie, maar dat die krag en die teenwoordigheid vanoggend in my sal wees, Here. Die woord wat gelees sal word vanoggend, Here, die prediking van die woord, dat U dit vanoggend sal louter, Here. Ek kom in nederigheid voor die aangesig, Here, en ek bely my skuld voor die aangesig. Bely vanoggend my misloop, my mistrap, Here, my mistats in die lewe, vanmôre voor die aangesig, dat U my vanmôre as mensekind sal vergewe, dat ek vanmôre, Here Jesus, U woord sal vanmôre uitdra, sien die bediening vanmôre, in die prachtige naam van die Here, met baie danksegging. Amen. Kom ons gee 'n bietjie amen, diebares. Halleluja. Ek wil vanoggend in die eerste plek vir pastor en juffrou groet. Vanoggend die worship team in ons midde. Vanoggend wil ek groet Batterleier moeder in ons midde. Juffrou Wildebees, juffrou Mek, juffrou Matthews. Al ons ouderlinge, die diakens, evangeliste. Halleluja, medlesereste. Ek wil vanoggend groet die kinders van die Here. Halleluja, die blomtent van die Here. Kom ons gee die Here net so baie. Prys sy soete naam, halleluja, want ons is vanoggend so bevoorreg om op hierdie dag saam te kan verkeer in die huis van die Here. Baie dankie pastor, ek moes eintlik van 'n ander dorp. Maar U het my vanoggend 'n geleentheid gegee. Ek moes eintlik van Langebaan. Prys die naam van die Here. Maar vanoggend het die pa van die huis, my geestelike pa, het my vanoggend die geleentheid gegee om vanmôre voor U te staan. Prys die Here, hy is my geestelike seun, maar hy het my geestelike pa geword. Die man onder wie ek my moed neerbuig. Prys die naam van die Here. Nou diebares, ek gaan nie lang praat nie, ons is al reeds baie ver. Halleluja, maar ek wil stil staan. Ek wil absoluut stil staan by die boodskap wat ek laas Sondag, prys die Here, in Langebaan bedien het. Moontlik het U dit gesien op die TV. Hierdie klein TV'tjies wat ons het. Prys die naam van die Here. Hierdie klein TV'tjies wat ons het. Halleluja, hy sê vir jou baie dinge. En hy praat met jou. Soms hy baie dinge. Halleluja. Prys die naam van die Here. Halleluja, ek het 'n ervaring gehad Vrydag nag. En ek wil hierdie woord vanoggend, wat ek vanmôre aanvleg by my ondervinding wat ek weer eens gehad het. Ek wil een versie lees vanoggend met U. Prys die naam van die Here. Halleluja, die boeke van prys die Here. Matteus 26. Prys die Here. Ek wil net een versie met U praat. Halleluja. Kinders van die Here. Halleluja, Jesus is in die tuin van Getsemane. Prys die naam van die Here. Maar hy gee opdrag aan die disippels en hy sê vir hulle, bly julle hier agter. Ek sal 'n klipgooi verder gaan om te aanbid. Halleluja. Die Bybel sê Jesus sak op die grond neer. En hy bid tot sy Vader. Weer het hy vir 'n tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker my nie kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Pastor, ek het iets ondervind. Ek gaan nie lank praat nie. Het ek Vrydag, Saterdagmôre 14 minute oor 1. Moeder Patricia, het ek 'n geweldige ding geervaar wat ek nog nooit gesien het in my ouderdomie. Prys die naam van die Here. En dan praat ek vanoggend van inspanning. Die Bybel sê toe Jesus in Getsemane lê, prys die naam van die Here, nadat dit 'n afsondering is, nadat sy disippels opdrag gee
om hier agter te bly. Sê die Bybel, het God gaan bid en hy het so ernstig gebid dat sy sweet het in bloed verander. Prys die naam van die Here en hy roep uit en hy praat met sy pa. Hy sê, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie bitterbeker my tog verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie. Ek staan daar by my ma se sterwensbed. Staan ek Saterdagoggend. Staan ek daar en ek kyk en ek kom terug na Getsemane toe en ek sien die inspanning, ek sien die stryd, ek sien die stryd wat 'n mens moet stry om God te ontmoet. Ek sien watter prys jy moet betaal om by God se koninkryk te kan ingaan. Halleluja, praat met my ma. Toe by sy my ma, wat my kan 44 jaar is, praat ek met haar. En ek salf haar met die olie. En ek sê, mama, soek die Here nou. Soek God nou. Want hy is baie naby aan u, prys die Here. Ek sê, hy is hier. Jy moet net sy kleed aanraak. Prys die Here, maar die mens sal die laaste oortjie, sal jy moet betaal die bares. Jy sal die laaste oortjie aan die lewe sal jy moet betaal. Ons is daar by die siekbed en ons gaan 12 uur huis toe, Elsie rivier toe. En ek het net 'n slymer gekry, toe bel hulle my en sê ek kom onmiddellik. Toe maar reeds huis toe gaan, maar die onkunde van die kinders het hulle vir my geroep, hulle het vir my nat gemaak, hulle het vir my terug, die kind het my so ongehoorsaam aan sy ma. Laat hy sy ma nie kop toe vat nie. Draak jy sy ma nie. Maar pastor, ek sien dat, halleluja, die man, halleluja, hy klim op die bed en hy roep, mami, mami. En ek sê vir hom, moenie vir mami roep nie. Jy het jou kans gehad. Jy het jou geleentheid gehad om vir mami te doen, om goed te doen aan mami. Maar jy wou nie. Ek sê vir hom, klim af van die bed af. Want die Here is nou besig met mami. Mami is besig om 'n stryd te stry. Ek sê vir haar, mama, stry die goeie stryd. Want die Here het u geleentheid gegee om hom aan te neem. Halleluja. Prys die Here. En sy stry, haar stryd. Jesus lê in Getsemane en hy vra, Vader, as dit moontlik is dat hierdie beker my verbygaan. Pastor, ek sê vir haar, mama, u moet nou die Here aanroep. U moet die Here aangeroep. En ek sien haar mond beweeg en ek was bevoorreg om haar oë toe te druk. Prys die naam van die Here. So ek wil vanoggend kinders in die huis aanmoedig. Ek wil vanoggend kortliks met kinders in die huis praat wat sy ma nie respek nie. Ek wil vanoggend kortliks praat met kinders wat sy ma vat, wat regeer jy? Ek sê vir jou, daar gaan 'n môre kom. Prys die Here, wat ma gaan weggevat word. En ek sê vir hulle daar, ek sê julle van môre af kaalbos aan die wildernis. Halleluja. Julle is kaal. God het julle kaal getrek. Maar Jesus sê aan sy Vader, hy sê, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie bitterbeker my tog verbygaan. Hy sê nie soos ek wil nie, maar laat u wil vanoggend geskied. Ek wil die kerk van die Here vanoggend aanmoedig. Ons is vanoggend by die tafel dierbaar is. Halleluja, en ons het 'n geleentheid om dit vanoggend self te ondersoek. Mag die Here vanmôre sy gedagte in ons harte seën. Mag hy ons vanmôre genadig wees, dierbaar is. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees, want dit is reg. Dit is wat die skrif sê, dat jy nie nodig het om môre wanneer die Here jou maar roep, halleluja, dat jy hom sê, mami, mami, jy het jou kans. Mag die Here seën. Baie, baie dankie, dierbaar is. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus.
be tried by fire. Purify, you take wherever you desire. Lord is my life. I wanna be tried by fire. Purify, you take wherever you desire. Lord is my life. Clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you, Vader, Lord. ons dank U Only for you. vir die tafel. Take my life Here as is a dit. sacrifice. I wanna burn Ek bid in for die you, naam van Jesus. only for you. Sterk U bid. Clean my hands, Hele oorwinning. purify my heart. I wanna Kyk net die burn for you. Kan aanval. Only for you. In die naam van Jesus. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you, only for you. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Honor you, Jesus. Thank you, Clean our Jesus. hands, purify Baris. our lives, Lord. 'n Tafel is oopgemaak. Vanoggend is dit 'n oomblik vir almal van ons om persoonlike introspeksie te doen vir ons eie lewe. Want as ons eet en ons drink van sy liggaam, van sy bloed, dat dit nie tot 'n oordeel wees nie, maar dat ons die volheid van God se liggaam en sy bloed mag aanskou en eerbaar te hou, sodat ons nie veroordeel mag word nie. By die dag is dit eintlik 'n baie swaar dag. Dis ook 'n dag van vreugde. Dat die prys betaal is vir ek en u se sonde. Kom ons gee die Here 'n prys. Is 'n feesviering vanoggend. Ons vier fees, want die prys is betaal. Die sonde skuld is betaal vir my en u. Sharabasanda. En as die liggaam en die beker na ons gebring word en ons hand uitsteek, kan ons sê dit is volbring. Dit is volbring. As u vanoggend hier sit, prys die naam van die Here. En nie 'n diepe begeerte om vanoggend, glory to God, net u hand uit te steek van hierdie liggaam en die beker te drink en te eet. Doen dit tot sy gedagtenis. Daar is geen veroordelinge vir hom wat in Christus Jesus is nie.
As jy vanmôre 'n verhouding met die Here het, jy staan in regte verhouding met God. Dis die oomblik God te verheerlik. Dis die oomblik om deel te hê aan sy liggaam en aan sy bloed. Doen dit ter herinneringe aan hom. Paulus sê in 1 Korintiërs hoofstuk 11 die 23ste vers, dit is wat die Here self gesê het en wat ek destyds aan julle oorgedra het, net soos ek dit ontvang het. In die nag waarin Jesus verraai is, het hy die brood geneem. Nadat hy God gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit ter herinnering aan my. Net so het hy die wynbeker na die maaltyd geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat verseël is deur my bloed. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink ter herinnering aan my. Want elke keer as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker uit drink, verkondig julle die Here se dood totdat hy terug sal kom. Wanneer ons vandag saam eet, dierbares, as broers en susters, gaan ons vandag met die hulp van die Here die volgende demonstrasie vanoggend doen. As u brood ontvang en u ontvang die beker, dan deel ons vanoggend met die persoon wat ook brood of die beker het, dan deel u met daai persoon. Dit is die simbool, dierbares, dat ek en u deel het aan mekaar. Die simbool dat ons nooit mekaar moet vergeet nie. Die simbool dat ons mekaar moet voel, man. Die simbool, prys die naam van die Here, dat ons aan een God behoort. Gee die Here 'n prys. Dierbares, ons is 'n familie, man. Dierbares, mense kom stikken by die deur in. Dierbares, mense het ons nodig. Vir jou en u en vir my nodig. Kom ons kyk. Kom ons kyk hoe ons lewe met mekaar. Kom ons kyk om nie mekaar aanstoot te gee nie. Kom ons kyk by all means vir mekaar aan te voel. Ons gaan vandag vir u vra, buite die gewoonte te handel. As u die beker ontvang, ons gaan die beker stuur en ons gaan die liggaam stuur, ons gaan ook die beker tegelijkertyd stuur. Dan wil ek hê, jy moet wag tot die volgende persoon iets het. Dan gaan ons almal vanoggend saam eet. Is dit fyn so? Mag die Here seën. Dankie Bishop. Ons kan dan 'n lied kry koor en dan kan ons dan die liggaam en die beker aan die kinders van die Here gee. Stap iemand nou saam met evangelis met die beker ook asseblief. En ons stap in daai orde terwyl ons 'n lied kry. Stap saam met iemand wat brood het. Dan wys ons aan iemand wat die liggaam het.